Ys Magashule verskyn in die hof oor die omstrede asbesdak-saak en 'n student aan die Walter Sisulu Universiteit is doodgeskiet tydens 'n rusie met die veiligheidswagte. Dis 15 April, welkom by die jongste nuus. Die multimiljoenrandse asbesdakverwyderingssaak is vandag terug in die Hooggeregshof in Bloemfontein, waar 18 beskuldigdes, insluitend die voormalige ANC-sekretaris-generaal Ys Magashule, teregstaan op klagte van korrupsie en geldwasery. Dit hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van die asbesdakverwyderingskontrak van R255 miljoen in die Vrystaat in Oktober 2014. Die verhoor is van vandag af tot 23 Junie op die hofrol, maar sommige van die beskuldigdes het reeds aangedui dat hulle nie gereed is om met die verhoor voort te gaan nie. Ten spyte van die provinsie se besteding op die projek, is daar nagenoeg 36.000 huise in die Vrystaat wat steeds asbesdakke het. Die verhoor duur voort. 'n Student is vroeër vanoggend in 'n rusie tussen studente en veiligheidswagte by die Walter Sisulu Universiteit in Mthatha in die Oos-Kaap doodgeskiet. 3 ander toeriste is beseer. Volgens News24 het studente glo hulle misnoë oor die manier waarop koshuise bestuur word laat hoor toe die bekleierery uitgebreek het. Studente is glo ontevrede met die veiligheidsmaatskappy wat aangestel is om koshuise te beveilig. Die studente voer aan hulle is ongemaklik met die manier waarop die veiligheidswagte hulself gedra. Video's op sosiale media wys hoe 'n motorbrand wat glo deur studente aan die brand gesteek is. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê Gauteng se 3 metros, Ekurhuleni, Johannesburg en Tshwane, het versuim om aan hom terugvoer te gee na sy formele aansoeke ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting om feite oor die metro se hoë waterverbruik te kry. Dit volg nadat die minister van Water en Sanitasie, Phemi Majodina, onlangs gesê het dat die regering alles in sy vermoë doen om 'n waterkrisis af te weer en gewaarsku het dat Gauteng se inwoners met verdere waterbeperkings gestraf sal word indien hierdie munisipaliteite se waterverbruik nie dringend afneem nie. Die organisasie sê hy gaan nou 'n interne appel teen elk van die metros se weiering van die aansoeke aanteken. Die United National Transport Union, Suid-Afrika se grootste vervoervakbond, dreig met 'n staking nadat loononderhandelinge met Transnet 'n doodloopstraat bereik het. Dit volg na 'n bemiddelingproses van die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie nie geslaag het nie. Untu verteenwoordig meer as die helfte van die 46.000 werknemers by die maatskappy en het Transnet se aanbod vir 'n loonverhoging verwerp. Die vakbond eis 'n verhoging van 10%. Die vakbond se vorige staking in 2022 het na raming mynmaatskappye nagenoeg R815 miljoen per dag gekos. Dis die belangrikste nuus van die dag. Baie dankie dat jy saamgekyk het. Volg ons gerus op YouTube, TikTok, Facebook en alle ander sosiale media platforms. Groete.